Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings vanuit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige nuwe dag het die Here vir ons ook 'n boodskap vanuit sy Woord. Ons is besig met ons reeks uit die boek van Openbaring. En vanmôre gaan ons saam lees Openbaring 6 vers 1 tot 8. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pyl en 'n boog gehad. 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee. En hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n 4 rooie, uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'n groot swaard is aan hom gegee. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Toe het ek iets soos 'n stem by die 4 lewende wesens hoor sê, net 1 skeppie koring vir 'n dagloon en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Toe hy die 4de seël oopmaak, het ek die stem van die 4de lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n vaalperd. Sy ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee, om die mense dood te maak met die swaard, en met hongersnood, en met pes, en deur die wilde diere van die aarde. In die gesig wat Johannes gesien het, broeder en suster, daar op die eiland Patmos, wanneer Jesus Christus aan hom geopenbaar is, het hy vir ons 'n kykie gegee van hoe dit in die hemel gaan lyk. In die hemel het hy 'n troon gesien, waarop Jesus Christus gesit het. Was daar 24 ander trone, waarop mense gesit het wat met wit klere bekleed was, en krone op hulle koppe. Dit is simbolies van alle gelowiges van alle eeue, wat saam met Christus sal regeer. Daar was 'n boekrol ook gewees, maar niemand was dit waardig geag om die boek oop te maak nie, behalwe een. En dit is hy wat met sy bloed betaal het en die oorwinning behaal het, naamlik Jesus Christus. Hy is waardig geag en heilig genoeg om die boekrol oop te maak. In ons teks van vanmôre is die boekrol dan aan Jesus Christus gegee. En hierdie boekrol het 7 seels gehad wat oopgemaak moes word. Johannes het gesien hoe die lam, Jesus Christus, die eerste van die 7 seels oopmaak. En toe het daar 'n wit perd na vore gekom. En hierdie wit perd het 'n oorwinnaarskroon gehad, en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Hierdie is 'n simbool van Jesus Christus se oorwinning oor die hele aarde. Hy sal verder en meer oorwinning behaal. Toe Jesus die tweede seël oopmaak, het daar 'n 4 rooi perd na vore gekom. En hierdie ruiter het die opdrag ontvang om die vrede van die aarde weg te neem, en die mense het mekaar begin uitmoor. Dit sien ons reeds vandag, broeder en suster. Daar is soveel haat en nait en moorde op verskillende plekke. Dit is deel van die laaste dae. En dan het Jesus die derde seël oopgemaak. En toe het daar 'n swart perd na vore gekom. En in sy hand was daar 'n skaal. Die mense is gemeet, hulle is geweeg. En Johannes het die 4 lewende wesens hoor sê, net 1 skeppie koring vir 'n dagloon
en net 3 skeppies gars vir 'n dagloon, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Dit, broeder en suster, dui op die ekonomiese aktiwiteit van die wêreld en van mense. Daar gaan 'n tyd kom wanneer mense baie swaar gaan kry op ekonomiese vlak. Ja, dit gaan selfs hongersnood veroorsaak. En baie mense sal sterf hiervan. Die wêreld sal in 'n toestand van chaos wees, omdat die hele wêreldekonomie in duie sal stort. En toe het Jesus die 4de seël oopgemaak, en daar het 'n valperd na vore gekom. Die ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan. In die laaste dae sal daar geweldige doodslag wees, en mense sal dit beleef op die ergste graad. Nou hierdie 4 perde met hulle 4 ruiters staan ook bekend as die ruiters van die apokalips. Met ander woorde, dit wat in die laaste dae gebeur voordat die wêreld tot 'n einde gaan kom. Met hierdie openbaring van Jesus Christus aan Johannes, kry ek en jy 'n kykie van dit wat gaan gebeur in die toekoms. Hierdie wêreld gaan nie vir ewig bestaan nie. Daar gaan moeilike tye kom. En die woord van die Here gee vir ons 'n kykie van dit wat gaan gebeur in die laaste dae. Ek en jy kan daarop voorbereiding tref deur met 'n gelowige hart aan Jesus Christus vas te hou en hom te vertrou dat die plan waarmee hy besig is, die volmaakte plan is vir hierdie wêreld en ons lewe. Daar sal oordeel kom oor die goddeloses, maar daar sal redding kom vir alle gelowiges. Môre gaan ons verder met hierdie reeks uit Openbaring. Kom ons bid saam. Dankie Vader dat ons vanmôre in hierdie nuwe dag U kan loof en prys en U naam kan groot maak. Want U is 'n God wat nie net in beheer van ons lewens is nie, maar ook van die hele wêreld en al sy mense. U gee vir ons deur U woord, Here, duidelike antwoorde oor wat aan die kom is in hierdie wêreld. Laat ons aan U toe vertrou met gelowige harte. Laat ons gereed maak vir hierdie laaste dae. Here, wil U ons help dat ons nie verskrik sal word daardeur nie, maar dat ons U sal vertrou. Want ons weet, in Jesus Christus is ons meer as oorwinnaars. Seën vir ons hierdie dag, Here, beskerm, behoed en bewaar ons. Gee vir ons alles om van te lewe en vul ons harte met U vrede. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.